Hartlike goeiemôre aan die luisteraars. Baie dankie dat ek weer eens die voorreg het om vandag met u so iets en twee uit die woord van die Here te deel. Baie belangrike dinge wat ek baie ernstig oor voel, want ek glo dat kinders van die Here moet nie regtig betrokke raak by politiek nie, maar ons kan dit beheer deur die gesag te kan vat wat ons het in Christus Jesus, en daardie gesag aan te wend kan ons baie dinge, baie probleme in ons land opgelos kry. Ek wil vir u 'n paar skriffies lees, en die skriffies wat ek nou lees, is skriffies wat altyd deur mense wat vir een of ander rede dit teestaan en sê, dit is nie regtig wat dit bedoel nie. Wil altyd, maar weet jy, ons mis so die krag van die Here as ons altyd die goed so bevraagteken. Maar laat my toe om vir u te lees, Lukas 10, die 19 en 20ste vers. Toe sê hy vir hulle, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap, en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade doen nie. Maar julle moet nie bly daaroor wees dat die geeste aan julle onderworpe is nie, maar wees liewer bly dat julle name in die hemele opgeskrywe is. Ja, ek stem saam, ek is bly my naam is opgeskrywe in die hemele, ek is wedergebore deur die genade van God en die liefde van die Here. Maar hy sê, eintlik, hy moet nie bly wees dat die geeste aan julle onderworpe is nie. Mense, ons het gesag in die geesteswêreld. God het die geeste in Christus Jesus aan hom onderwerp, en ons is in hom, en in hom en deur hom is dieselfde geeste ook aan ons onderworpe. En of ons dit wil glo of nie glo nie, al die dinge wat in die land gebeur, wêreldwyd eintlik gebeur, is dinge wat beheer word deur die geesteswêreld, geestesbegeertes, na mag, na rykdom, na eer, en al die ongeregtigheid. Dis geeste, hierdie korrupsie, bedrog, is hebsig, is 'n begeerte nog meer, het baie geld en soek nog meer en nog meer en nog meer, het baie mag en soek nog baie meer en meer en meer, is geestelike probleem. En kinders van God, ons het die magtiging om oor hulle heerskappy te voer. Ons moet nie daaroor bly wees nie, ons moet bly wees tot ons naam in die boek van die lewe geskryf is. Ja, ek stem daarmee saam. Maar wees bietjie bly vanmôre saam met my, dat ons mag en gesag het oor die geesteswêreld, en dat ons in die krag waar ons in staan, ons land sy hele toekoms kan verander. Hoor wat sê die woord in Matteus 17, die 20ste vers. Is weer 'n skrifgie wat baie bevraagteken word, maar hoor wat sê die Here hierso. Hy sê, Jesus antwoord hulle, deur julle ongeloof. Hulle vra, wat gebeur het? Hier was 'n persoon wat maansiek was. Toe probeer die disippels die duiwel uitdryf, hulle kon nie. Toe bring hulle hom na Jesus toe, en Jesus sê, o julle ongelowige geslag, en hy bestraf die duiwel, en die duiwel gaan toe uit. En dan vra hulle van, hoekom kan ons dit nie doen nie? Toe sê hy vir hulle, deur julle ongeloof, want voorwaar ek sê vir julle, as jy geloof het soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê, gaan weg hiervandaan daarna toe, en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Niks sal vir julle onmoontlik wees nie. As ons geloof het, wat moet ons glo? Ons moet glo dat ons gesag het in Jesus Christus. As daai disippels dit geglo het, sou daai duiwel uitgegaan het, maar omdat dit nie geglo het nie, het die gees hom nie onderwerp aan die disippels se bevel om uit te gaan nie. Baie duidelik, ongeloof. Maar ons is so baie keer so half negatief gestel deur mense wat hierdie skrifte so kritiseer en so weer afbreek en maak of dit nie regtig so is nie. Maar mense, dit is so, ons het gesag in die Here Jesus Christus. Ons is in hom aangestel oor die geesteswêreld. As ek en u wat kinders van die Here is, net vandag kan begin besef, ons kan die toekoms van Suid-Afrika bepaal. Ons kan die toekoms in die wil van die Here inbring, as ons deur die geloof hierdie gesag oor die geesteswêreld kan toepas. Hoe wat sê hy in Efesiërs 6, daarvan die 10de vers? Eintlik my broeders,
word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Wat jy sê, wanneer gaan ons uiteindelik by die punt kom, dat ons hierdie waarheid kan glo? Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, so jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons wortelstryd is nie teen vlees en bloed nie, is nie teen 'n spesifieke minister of die president of wie ook al nie. Ons wortelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Dis waar ons probleem lê in Suid-Afrika. Ons kan kritiek uitspreek teenoor die president, ons kan kritiek uitspreek teenoor Donald Trump, ons kan kritiek uitspreek teenoor wie ons wil, vir hierdie party of daardie party. Kritiek gaan niemand verander nie. Maar wanneer ons die wapenrusting aantrek en kragtig in die Here word deur die geloof in die woord van God, kan ek en u wat vanmôre na my luister, kan ons 'n woord spreek deur geloof en kan sê, met die gesag wat ek het in Jesus Christus, bind ek nou hierdie gees van hoerery, van diefstal, van bankrotskap, van korrupsie, van jaloesie, van haat en van hebsug, al die ongeregtigheid wat ons land regeer. Nou sê ek, die woord van die Here sê in Matteus 18, dat as ons oor twee mense oor 'n saak saamstem, ek wil dit net vir u lees. Ja, prys die Here wat die woord van die Here sê hier in Matteus 18 vers 19. Weer sê ek vir julle, as twee van julle saamstem op die aarde, oor enige saak wat hulle mag vra, dan sal dit ten deel val van my Vader wat in die hemel is, want waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. As ek en u vandag oor die radio kan saamstem, ons stem saam, ons bind hierdie mag van hebsug in Suid-Afrika, wat hulle soveel geld steel, hulle het al soveel miljoene weggesteel en weggeberre, maar hulle soek nog. As ons daai gees kan bind wat in daardie mense se lewens werk, as 2 van ons daaroor kan saamstem, dan sal dit so wees, as ons dit glo. Vir die geloof is die kern van die saak. Geloof in God, geloof in die krag wat God ons gee, geloof in die gesag wat ons het in Jesus Christus, geloof in die woord van God wat geskryf staan. Die dinge wat ek nou vir u gelees het, in Matteus 18 en Lukas 10:19, is nie woorde wat miskien deur Paulus verkeerd vertolk was, of Petrus of Johannes nie, dit was die woorde wat Jesus self gespreek het. En Jesus uit die skrif uit praat vandag met my, praat met u wat 'n luisteraar op die radiostasie vandag is. Ons het gesag. Het net tyd geword dat ons moet opstaan uit ons armoede van gesag, uit ons armoede van geloof, uitstaan uit die stof uit opstaan, uit die as uit opstaan en sê, ek staan op in die krag van die Here wat God my gee deur sy seun Jesus Christus. Mense, hierdie is nie 'n kerksaak nie. Het gaan nie of ek 'n groot kerk wil bou en groot mure wil bou en baie mense, want dis 'n ding in die wêreld wat ek eendag oor wil praat, oor die mense wat net meer kerke wil bou en meer mense, maar hulle is nie almal eers in daai kerk wat werklik waar gered en wedergebore is nie. Dit gaan daar ook al oor geld, hoor wat ek vir u vandag sê. Ek weet ek gaan baie kritiek kry oor dit, maar die kerkewêreld het in 'n groot mate begin draai na geld, na eer en na aansien, om soveel mense as moontlik in daardie kerk te lok, sodat hulle meer geld kan kry en groter kan gaan en beter kan lyk. Mense, is dieselfde gees wat vandag in die regeringswêreld werk. Is dieselfde gees wat vandag in die kerkewêreld werk. Dieselfde probleme. En as ons as kinders van die Here nie gaan opstaan en gaan sê, tot sover en dis nou klaar en dis nou genoeg nie, dan sal dit nie verander nie. Maar as ons kan opstaan, mense, weet u wat, die woord van die Here sê, mense moet bid sonder ophou. Dit is onmoontlik om die hele dag toe te loop en die handjies te vou, maar ons met die hele dag waar ons loop, kan ons in die gees hierdie goed vasmaak, praat, as krag in 'n mens se woorde. Klank is onstuitbaar. Weet hulle ry miljoene kilometers in die ruimte in met
tye en ek stuur klankgolwe en hulle vang dit op die aarde op. Klank is onvernietigbaar. Trouwens die woord verklaar dat jou eie woorde gaan jou eendag oordeel. Dit jou woorde staan, dit kan nie wegraak nie. Klank het krag. En as jy die woord van God met geloof kan praat, as die woord van God jou stiekrag is, as die woord van God agter jou woorde staan, en jy waar die woorde met geloof spreek, dan gaan daar 'n verskil kom in Suid-Afrika. Ek kan jou dit waarborg, want God se woord is die waarheid. Kom ek en u staan vandag op. Ons het nog genoeg gehad van hierdie stryd. Ons wil nie betrokke raak by die politiek nie, wil nie nog 'n politieke party stig nie. Daar's genoeg, daar's oor die 180 politieke partye in Suid-Afrika. Ek wil nie nog een bykry nie, ek soek nie nog nie. Ek wil opstaan in die plek wat God my voor geroep het, om gesag uit te oefen oor die magte en die owerhede wat in die lig is, soos wie die woord van die Here sê in Efesiërs 6. Hy sê ons wortelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis, nie wêreldheersers, presidente van verskillende lande nie, nee, wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug. Ek vertrou u woord wat ek vandag vir u sê, dierbares, kom, ons staan op as kinders van die Here. As jy 'n gelowige is, as jy wedergebore is, het jy die krag van God, as jy in Christus is jy in sy gesag, is jy in sy heerlikheid. Kom, ons staan op in Suid-Afrika en verwerp die werke van die Satan, verbreek die magte van die duiwel en vat oorwinning deur Jesus Christus. Amen. Baie dankie dat jy daarmee geluister. Ek vertrou dat u die woord u vanmôre aan die gang gaan kry om te besluit, ek wil saamstaan. As jy my wil kontak, is baie welkom. Ek glo die radiostasie het my nommer, maar kom ek gee dit weer vir jou, dit ingeval dit nie het nie. My nommer is 082 97 95 698. En ek wil weer 'n keer dat jy gou jou pen kry en skrywe, dan skakel jy my, en ons word 'n skakelgebed aan die gang, en ons doen dit tot eer van die Here en tot redding van ons land Suid-Afrika. My nommer 082 97 95 698. Daar sê, vrede van die Here vir u, mooi dag.